Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Johannes 5 verse 16 tot 47. Nadat Jesus 'n man op die Sabbat genees het, word hy aangeval omdat hy tradisies wat met die Mosaïese wet verband hou oortree en omdat hy beweer dat hy gelyk is aan God. Dit was vir hulle onaanvaarbaar dat Jesus homself gelyk gemaak het aan God en die haat en woede het hul daartoe gedryf om hom te probeer doodmaak. Eerstens het Jesus die gesag wat God hom gegee het beskryf, verse 19 tot 29. Jesus het aanspraak gemaak op dieselfde regte, eienskappe en vermoëns as God. Jesus sê, dit wat hy sien God doen, dit doen hy ook. En die liefde van God dryf hom om groter dinge te doen. Selfs om dooies op te wek sal nie 'n probleem wees nie. En dat God hom die reg gee om die oordeel oor mense uit te spreek. Hy sê dan, dieselfde eer wat God kry, sal mense aan hom ook bewys. En inteendeel, wie nie die Seun respekteer nie, respekteer ook nie die Vader nie. God die Vader het immer sy Seun, Jesus gestuur, om hom te kom verteenwoordig. In verse 23 en 24 wys hy hulle daarop dat die ewige lewe slegs kom na die wat in hom glo. Ons verlossing is geestelik. Ons moet gered word van die geestelike dood, wat beteken dat ons van God geskei is. Maar Jesus het mag oor lewe en dood, en die genesing van die man wat 38 jaar lank verlam was, wys sy gesag oor lewe en die fisiese liggaam as teken daarvan. Ons sien later ook sy mag oor die dood duideliker in Johannes 11, wanneer hy vir Lazarus uit die dood opwek, en uiteindelik het die volle krag van sy oorwinning sigbaar geword, toe hy self uit die graf opgestaan het. In die toekoms sal hy almal uit die graf te roep, sommige tot ewige lewe en ander tot die oordeel. Tweedens fokus Jesus op sy getuienis, verse 30 tot 47. Daar staan nie geskryf, glo my omdat ek dit gesê het nie. Daar is onafhanklike getuies wat buite sy ware identiteit en natuur kom bewys. Deuteronomium 19 vers 15 sê, dat 'n saak deur die mond van 2 of 3 getuies bevestig moet word. Dan sien ons in vers 33, dat daar 'n menslike getuie is, Johannes die Doper. Hy het die waarheid oor Jesus kom getuig. Vers 36 getuig van die wonderwerke wat Jesus op aarde kom doen het. En vers 39 sê vir ons dat die geskrewe woord van God ons oortuig van ewige lewe. Ons sien dan die rede vir hul ongeloof was dat al het hul die getuienis gehad, was hul meer bekommerd oor die eer van mense as die eer wat God moet toekom. Hul harte was nie suiwer nie, en daar was 'n gebrek aan liefde en 'n begeerte om God te eer. Jesus profeteer dan van die dag wanneer die Antichrist sy opwagting sal maak. Die dag van die Antichrist sal met oop arms aanvaar word. En hy sal iemand wees wat op sy eie insigte staat maak en nie onder enige gesag wil regeer nie. Die noodlottige fout van daardie dae en selfs tot vandag toe is trots. Toe en nou moet ons ophou om eer en aansien by ander mense te soek, want die probleem ontstaan dat mens moeiliker in Christus glo as jy op jou eie geregtigheid glo. Ons raak vasgevang in daardie eer wat ons ontvang, dat ons naderhand begin glo dat ons dit verdien, en op die einde van die dag maak dit ons eindig net lafhartig. Plaas ons soek eerder na God en vra hom wat belangrik is vir hom. Sy goedkeuring is op die einde wat eintlik saak maak. In vers 45 lees ons dat die godsdienstige leiers Jesus verwerp het, omdat hul God se woord deur Moses verwerp het.
Jesus sê, Moses kla hulle aan, want die woorde en geskrifte van Moses is op baie plekke 'n profetiese vervulling van die Messias. sien, Jesus roep hulle nie om iets anders te glo as wat Moses reeds in die geskrifte getuig het nie. Hy het oor Jesus geskryf en hulle wou nie sy getuienis ontvang nie. Jesus is die Messias. Hy is die Seun van God en hy is God self. As hulle dan weier om hierdie getuienis te glo, sal dit onwaarskynlik wees dat hulle Jesus se eie woorde sou glo. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.